Hallo julle, so ek wil vandag vir julle 'n storie vertel oor die tyd wanneer die Here vir my gehumble het. Maar voor ons begin, wil ek 'n Bybelvers lees wat te doen het met dit. Reg? So Matteus 23 vers 12. Hy sê wie homself verhef, sal verneder word, en wie homself verneder, sal verhef word. Reg? So ek het myself op 'n tyd verhef en ek het by hierdie een plek gewerk. Dit was net 'n normale shop, maar dit was 'n great sales week vir my gewees. En ek het net goed verkoop leef draai teen sente. Goed wat nie eers sin gemaak nie. Great week gewees. Okay, maar luister. Hierdie uitjie so het aangegaan oor hoe great hy is en wat 'n great salesman hy is. En teen Vrydag bly die Here my herinner oor daai vers. Luister ou, hou op. Maar ek hou nie op nie, want jy weet, dis net 'n grap en dis wat ek vir die Here gesê het. Na werk stap ek uit die werk uit Vrydag en ons Chila 6:00 die aand en waar gewerk het is in die middel van die dorp, reg in die middel van die dorp. So, wanneer die bus jou daar verlaat is 'n Chila tyd vir jou by. So, ek stap uit die werk uit, normale tyd en die bus is vroeg. En ek is nie by die busstop nie, niemand anders is daar nie. En die bus ry verby en ek fluit en ek jag die bus en alles, maar die busdrywer ry net so vinnig as wat hy kan want hy sien ek kom. Reg, ek weet nie wat sy probleem was nie. Maar moving on. Ek is nou daar. In 'n situasie, daar's niks wat ek vir my kan doen nie en die Here herinner my. Jy's mos nou so awesome. Gaan, jag die bus. En ek sê dit was net 'n joke en hy sê okay nee, shop. En ek sit daar vir 'n ruk. Nou mense ry verby heen en weer en ander stop en vra hy dude wat gaan aan, hoekom sit jy hierso? En ek sê ek het die bus gejaag en besluit om te sit want jy weet wat gaan ek doen? Niemand om te bel nie, my foon is pap. Alles is net gaan net verkeerd. En ek sit daar maar natuurlik aan die einde moet jy maar surrender en ek surrender en ek sê vir die Here, okay. Ek is jammer, ek het 'n fout gemaak. Ek het net gegrap oor hoe awesome ek is en die Here sê ja, maar dis hoe dit begin. So moet dit nie weer doen nie. Maar ek is nou, toe was ek nie regtig jammer nie. Maar toe bly staan na 'n ruk en toe sê ek weer, Here, ek is nou regtig jammer. En raai wat? Iemand het daar gestop en my gevra, luister toe, hoekom sit jy hierso? Toe sê ek vir hulle, okay. My bus het my verlaat en daar's niks wat ek kon doen vir myself nie. Toe sit ek hierso en gewag om maar seker hier te slaap tot môre en dan gaan ek terug werk toe en werk en dan gaan huis toe. En hy sê toe vir my, kan nie shop. Ek sal jou huis toe vat. Raai wat? Waar ek werk hier ry 2 dorpe uit voor hy by my huis kom. En hy het my huis toe gebring. Moral of the story is, ek het myself so gegas, jy weet, oor my abilities. En daai was 'n learning moment vir my, want die Here het my herinner dat, jy weet wat, Angelo, great, ek is lief vir jou, alles, maar moenie dink jy's beter as die res nie. Moet nooit dink jy's beter as enigiemand op hierdie planeet nie. Daarom wil ek vir jou ook herinner, moenie toelaat dat dit kom by 'n punt waar die Here jou 'n les moet leer, want dis nie lekker nie. So, met dit wil ek net hierdie storie met jou deel, dat ek het aangegaan soos, jy weet, en die Here het my gehumble. So, moenie durf om te probeer maak soos wat ek gemaak het nie, want to be humbled by the Lord is no joke. Maar ja, ek hoop ek kon die storie relay, jy weet, het sin gemaak ooit, maar moral of the story, bring jouself hierso. As jy jouself hier bring, die Here sal jou daar vat. Maar as jy jouself daar vat, die Here sal jou hier bring. Okay, dit maak meer sin, né?